staan asseblief. Kom maar instap. Geliefdes, terwyl ons so bly sit, kom ons buig ons hoofde. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde familie, broers en susters, ons begin deur te sing van Gesang 512, al 3 die verse. Nader my God by u, nog nader by. U is om Christus wil Vader vir my. U liefde bly my by, nader my God by u, nader my God by u, nog nader by. Kom ons sing hierdie lied, al 3 die verse staande, waarna u weer u sitplekke kan inneem. Met julle geliefdes, geliefde familie, broers en susters. 'n Mens
Mense kom by baie begrafnisse, en elke begrafnis is 'n afskeidsgeleentheid. Maar is eintlik so finaal. Maar wanneer dit naby aan jou kom, dan ruk dit 'n mens. Dit verander 'n mens se lewe as 'n geliefde sterf. Julle het dit nou al beleef, en nou beleef julle dit weer. Dit gebeur in elke familie. Wanneer 'n geliefde sterf, verander jou lewe, heeltemal. Die gang van jou lewe kan selfs verander. En 'n mens het baie vrae ook. Vrae hou eintlik nooit op nie. 'n Mens vra baie keer, hoekom vra? 'n Mens vra veral die vraag na die sin van die lewe. En as 'n mens nou kyk na die gang van die lewe, jy word gebore, en dan leef jy, en jy's 'n pelgrim, jy's op pad. Elke oomblik is 'n sekonde wat verbygaan op hierdie lewenspad. En ons is op pad na 'n bestemming toe. Gelukkig weet Christenmense wat hulle bestemming is. Hulle weet waarheen hulle op pad is. Dis natuurlik ook belangrik dat jy sal weet hoe jy op hierdie pad moet wees. En dis hoekom ons nou vandag, wanneer ons afskeid neem van Annelien, julle ma en ouma, suster en skoonsuster, vriendin, wanneer ons afskeid neem van haar, weet waarom ons hulp te soek, ons troos. Daar's net een wat kan troos, en dis die Here. Daar is 'n lewende God in die hemel. En hy is die Vader van Jesus Christus, die enigste seun wat hy gestuur het om vir ons sondes te sterf. Hierdie Jesus, sal ons nou hoor, het die dood oorwin. En toe hy ten hemele vaar, het hy sy Heilige Gees gestuur om by ons te wees. So God is vandag hier teenwoordig. En ons is hier in sy teenwoordigheid, voor sy heilige aangesig, met ons hartseer en met ons verlang. En daarom wil ons graag luister wat die Here vir ons vandag wil sê. In 1 Petrus 1 vanaf vers 3 lees ons: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Hier eindig ons skriflesing. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van God. Kom ons buig ons hoofde nou in aanbidding. Here almagtige God, dankie dat ons vandag 'n Vader het na wie toe ons kan vlug. Dankie dat ons in ons eerste oomblik by u skuiling kan vind, by u troos kan vind. Dat
wanneer ons harte stukkend geskeur is, ons weet U maak weer heel. Dankie dat ons kan weet, dat ons hele lewe in U hand is. Baie daarvan verstaan ons nie altyd nie, maar ons weet by U is ons veilig. Al gaan ons deur swaar kry en lyding en beproewing, U verlaat ons nooit nie. Al het ons 'n lang siekbed, U is daar. En daardie oomblik wanneer ons sterf, al staan daar niemand om ons bed nie, U is daar. En wanneer ons deur die poort van die dood moet gaan, weet ons U was ook daar. U het dit deurworstel, sodat dit vir ons 'n poort na lewe kan wees. Dankie dat U, Here Jesus, ons skuld, ons sonde op U geneem het, daarvoor geboet het, sodat ons vrygespreektes genoem kan word. Sodat ons kinders van ons Vader kan wees. Dankie dat U die dood oorwin het, sodat ons ook oorwinnaars kan wees. En kan uitsien na die heerlikheid wat alles verreweg oortref. Wanneer ons terugdink, dink ons aan die lewe van 'n geliefde, iemand wat kosbaar was vir haar mense. Dank ons U vir haar lewe hier. Here, 'n wonderlike gawe om te kan leef, maar nog meer 'n gawe om U te ken, om te weet daar is ewige lewe. Dankie dat U ons ook daarvoor bewaar. Dankie dat U by Annelien was, dat sy ook in die heerlikheid kan deel, omdat U genadig is. Niemand van ons kan dit uit eie verdienste ontvang nie. U skenk dit aan ons. Aan U die lof en die eer, want U is God, die lewende God, die skepper God, die herskepper God, die een wat ons plek berei. En dankie dat ons kan weet, ons tuiskoms is by U, want U bewaar ons self daarvoor. Troos hierdie familie, Here, almal wat hier is vandag, sterk ons in die geloof en die seker wete, dat U Uself vir ons ontferm. Wil U dan ook hier wees, en deur U Gees vertroos, en vir ons lei. Dit vra ons in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ons na die woord van die Here luister, dan praat die Here op verskillende tye, op verskillende maniere ook met ons. Soms word ons aangespreek, en soms word ons vermaan, en soms word ons bemoedig. Vandag hoor ons 'n troostwoord. Want hierdie God wat ons geskep het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat daar vir mense verlossing kan wees. Petrus het ook nie 'n maklike pad gehad met die verkondiging van die evangelie. Maar wanneer Petrus hierdie brief skryf, dan wil hy die gelowiges bemoedig. En daarom begin hy deur te sê, ons bring al die lof en die eer aan God. Ons wil vandag ook lof en eer aan God bring vir die lewe van 'n geliefde. Maar ons besef dat hierdie aardse lewe in sigself niks is nie. Hierdie aardse lewe is 'n gawe uit God se hand, en daarom is dit 'n wonder, 'n vreugde om te mag leef. As dit nooit bestaan het nie, was daar niks. En my bestaan is 'n wonderwerk. Dat ek in aansyn geroep is God se wil. God het dit so bestem. En dat daar 'n Annelien Grimbeek sou wees, is so deur God bestem. Maar God wil ook dat elke mens wat hy gevorm en geskep het, sal leef. Voluit sal leef. Vir ewig sal leef. En daarom is ons van die bevoorregtes wat die woord van God hoor. Wat geloof ontvang het. Sekerheid ontvang het.
En dit is waarom Paulus die gelowiges wil verstaan. Hoekom moet God geloof en geëer word? Omdat hy sy enigste seun gestuur het. Omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Nie net gesterf het nie, hy is nie dood nie, want dan sou sy dood geen betekenis gehad het. Dan sou hy nie vir die sonde geboet het nie. Sy dood was 'n verskriklike dood, 'n veragtelike dood. En sy dood aan die kruis beteken dat die ou mens in my saam met hom aan daardie kruis vasgespijker is, dat al my sonde op hom neergekom het, en dat ek nou vergifnis ontvang. Maar omdat hy die dood opgestaan het, word daardie vergifnis vir my 'n werklikheid. Nou het ek hoop. Ek ontvang 'n lewende hoop. Ek weet my lewe is nie sinloos nie. Ek weet ek is 'n pelgrim wat op pad is. En dan sê Petrus, word daar iets besonders vir jou in bewaring gehou. Jy as kind van God, wat kind van God geword het, omdat Jesus, die enigste seun van God, in jou plek gesterf het, vir jou die sondes oorwin het, die dood oorwin het, en vir jou gaan plek gereed maak. En daarom sê hy, daardie plek wat gereed gemaak word, dis 'n erfenis, wat onverwelklik is. Nou, ons ken die beeld van 'n blom wat verwelk. En dit kom dikwels in die Bybel ook voor. En as ons na ons eie lewens kyk, dan sien ons hoe pragtig en mooi en sterk is ons as ons jonk is. En soos wat die lewe aangaan, verander alles en jou liggaam verander naderhand, en naderhand is jy maar soos 'n verlepte bloem. En dan sê hy, gras verdor en blomme verwelk. Maar die lewe wat God gee, nooit. En daarom praat hy van 'n onverwelklike erfenis. 'n Mens kan daaroor baie uitbrei. Want ons wil tog graag iets weet van die hemel. Hy sê, daar word jy nie oud. Daar's nie iets soos jare wat verbygaan. Daar's net ewigheid. Hy praat van onverganklikheid. Ons weet dinge vergaan. Die mens se verganklikheid, die liggaam se verganklikheid, is baie erger as selfs dinge wat die mens met sy hande maak. Hier is ons in 'n kerkgebou wat al 180 jaar oud is. En hy het nog nie vergaan nie. Maar hoeveel mense se liggame het nie al vergaan. Maar nou sê hy daar in die hemel, daar's geen verganklikheid. Geen agteruitgang. Daai lewe is totaal onverganklik. Hy praat van 'n onbesmette lewe. Daar kan niks met jou gebeur wat enigiets van die lewe kan besmet. Dis 'n heilige lewe, dis 'n rein lewe. Dis vir altyd. Hy sê God hou daardie lewe vir jou in bewaring. Maar wat nou vir my die wonderwerk is dat God my ook in bewaring hou vir daardie lewe. Daarom het hy my sy woord gegee, hy woon deur sy gees in my hart. En as 'n mens nou ouer word en jy kom agter hierdie jou liggaam gaan agteruit, gebeur daar tog iets hier binne met jou. Jou geloof word sterker. Jou siel, jou gees groei. Sodat dit wat onverganklik is, daardie onverganklike kan beerwe. Maar nou gebeur daar dinge hier met 'n mens op aarde, wat jou partykeer moedeloos kan maak. Wat selfs kan veroorsaak dat jy jou geloof kan verloor. Hy sê ja, dit kan gebeur, dat daar slegte dinge kom op jou pad. Jy kan beproef word. Nou partykeer dink 'n mens die Here bring allerlei beproewinge oor jou. Dis nie noodwendig waar nie. Maar daar gebeur baie dinge met jou. Jy kan ernstig siek word. Jy kan tot die dood toe siek word. Daar kan nog baie ander slegte dinge met jou gebeur. Jy kan moedeloos raak langs die pad.
Jy weet dalk nie waar môre se bord kos vandaan kom. Dan kan die Here sulke omstandighede gebruik om jou te beproef. Om te kyk of jou geloof sterk is. Dis verskriklik maklik om te sê ek glo in die Here as dit met jou goed gaan. Maar dit word 'n uitdaging as jy in God bly glo en op hom bly vertrou as dit met jou sleg gaan. As jy daar op jou sterfbed lê, as jy self weet, daar's nie omkeer nie. Hy sê, wie dan in die geloof volhard, sal deel hê aan daardie onuitspreeklike en heerlike blydskap. Daardie erfenis wat vir jou in bewaring gehou word. Nou is die genade, ek sal nie self in die geloof kan volhard. Ek raak maar maklik moedeloos langs die pad. Partykeer voel 'n mens jy wil maar moed opgee. En ek kan my indink as 'n mens terminaal siek is, wat alles deur jou gedagtes gaan. Hierdie God bly by jou deur alles heen. En dis hy wat jou in die geloof versterk. Hier gebeur goed in 'n mens wat jy nie omskryf kan kry. Jy word al hoe sekerder van jou bestemming. Jy word al hoe sekerder van God se teenwoordigheid in jou lewe. Jy weet verseker, al sterf ek sal lewe. Want God het dit aan my geskenk. En daarom, om in die geloof te volhard, vra vir my baie. Maar God maak dit vir my moontlik. En so was dit ook met Annelien. Daar's niks wat 'n mens verdien. God skenk dit alles. En daarom kan 'n mens vandag net dankbaar wees. Dankbaar vir God se genade, dankbaar vir sy liefde so oneindig, dankbaar dat hy ingegryp het in ons lewens, dat hy my lewe sinvol gemaak het. Dat ek kan weet ek is 'n pelgrim op pad. Ek het 'n eindbestemming. Daar wag vir my heerlikheid wat alles verreweg oortref. Maar dan moet ek ook gaan let hoe ek op hierdie pad loop. Loop ek so dat ek God daardeur verheerlik? Soek ek my hulp en krag net by God? En wanneer ek daardie sekerheid het dat Jesus my verlosser is, dan kan ek ook sê, nou kan ek sterf in vrede. Ek het my Heer gesien. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, ons dank U vir die troue liefde. Ons dank U dat U ons gered het in Jesus Christus ons Here. Ons dank U dat die dood wat soos 'n verskrikking lyk, vir ons 'n oorgang kan wees tot ewige lewe. Dat wanneer hierdie liggaam nie meer 'n goeie woonplek is nie, daar vir ons 'n ewige woonplek wag. En daarom, Here, kom bid ek dat U hierdie familie sal troos. Dankie dat U ons deur U woord troos en dat U hier teenwoordig is. Vergewe ons sonde om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing ten slotte van Gesang 308. 308, ons sing daar die eerste en die 5de verse. Die 5de vers sê, maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Hierdie lied, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer, was ook vir Annelien 'n besondere lied. Ons sing albei daardie verse ten slotte. U bly dan staan vir die uitspreek van die seën. Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Ek kan maar weer die sitplekke inneem. Geliefde Marieke, Edzard, familie, vriende, ek dra ons innige meegevoel aan julle oor met die afsterwe van julle moeder. Dit is vir 'n mens altyd seer, maar as weer die Here troos. Nou moet julle julle oë hemel gerig hou, bly op die pad van die Here, sodat julle veilig behoue sal bly, ook vir sy ewige heerlikheid. Ek gaan nou geleentheid gee vir Frikkie om bedankings te doen. Goeiemôre, dankie Dominee Willem vir 'n woord wat so uit die boek uitkom, in die boek van die lewe, en dan besef ons, soos ons vandag hier is, gaan ons nooit weer by mekaar wees nie. In ons families, of dit nou van die een kant af was, van Rensburg kant af, of dit van die ander kant van die Kotsee kant af was, is daar frikkies oor 100. En elke keer besef jy net, dit is ook so met kindskap van God. Dat jy uit jou op jou naam geroep, en jy is syne, en dit wat ons vandag gehoor het, ek dink nie 'n mens kan meer hoor nie, dit was 'n woord van bemoediging en aanmoediging, maar as ons hier op die kanselkleed kyk, dan sê die Here, maak jy gereed om voor God te verskyn. Ons almal gaan eendag aan die ander kant wees, en dit is dan ook 'n voorreg vir my om vandag die woord hier te breek. As ek Frikkie is, dan was Annelien se ouers was ook my peetouers gewees, en daarom het hulle my ook bederf. Eerste geskenk wat ek van hulle kan onthou, was ek 3 jaar oud, en dit was 'n plastiek die bordjie gewees, en 'n plastiek bekertjie. Daai tyd was daar nog nie die sagte plastiek nie, dit was harde plastiek, en van toe af was blou my kleur. En tot vandag toe. Maar die feit bly net staan, 'n familie verander. En elke keer dan dink jy, wie gaan die volgende een wees? En ons weet nie. Ons was nog jonk en nog net getroud, en toe is Edzard gebore, en ek onthou, en hy en Annelien het altyd daar by ons kon kuier, ook aan die dieretuin het ons gebly, daar was nou nie meer plek in die dieretuin nie, maar dan het hulle daarna toe gekom om oor die skool te praat en dinge te doen, en dit was vir ons lekker. Maar dan kom 'n mens vandag, en jy besef net, wat Marieke hier geskryf het, is 'n woord van hulle kant af. Sy en Koen wat by wie Annelien laaste gebly het. En dit was ook lekker, so 2 weke gelede het ek sommer daar by haar gestaan, en dan die vreugde wat sy het, om te sit. Sy kan nie glimlag nie, maar sy glimlag. En ons kan spot, en ons kan ook gesels, juis met hierdie van voor God verskyn, en dan daar die sekerheid, om te weet jou geliefde is by die Here. En dan die oproep van vanoggend, dat elkeen van ons voor God sal verskyn. Marieke het 'n paar dinge hier neergeskryf wat ek graag vir u wil lees. Dit maak my hart so bly om al die mense hier te sien, wat vir 'n laaste keer kom om eer te betoon aan mamma. Baie dankie. Dis lekker as daar iemand is. Ek wil vir u sê, vir baie begrafnisse is dit die grootste begrafnis wat ek in jare by was. Mense kom nie meer nie. En dan besef jy net hoe mense uit mekaar uitspat. En dan besef jy, hoe groot is dit vir julle om by mekaar te wees. Dit was vir my baie moeilik om hierdie te sit en skryf, maar dit het ook vir my tyd gegee om weer aan al die goeie herinneringe op te roep. Onthou ons nog die goeie. En dit is lekker as julle mekaar groet. Meeste van u het ek vandag seker die eerste keer in my lewe gesien. Maar party kan ek se gesigte onthou, want soos jy ouer word, begin jy meer te lyk soos jou voorgeslagte. Minstens die grys hare, maar die ander dinge ook. Nana was my beste vriendin, dit is hoe ek haar gaan onthou. Kyk, ek en Nannie kon 'n ding raakshop,
My pa moes baie keer blinde oog hou as ons kanstig al die pakkies skelm uit die boot in die huis in sneek. So, ekskuus vir jou Koen, dat Leo verneek het, maar dit is maar goed hoe die dinge werk, maar dit is dinge wat ons onthou. Ek gaan onthou hoe niks ooit te veel moeite was vir haar gesin nie. Hoe sy en haar sussie uit hulle maag uit kon lag, hoe trots sy op haar kleinboet was en hoe bitter lief sy vir pappa was. Naas my ma se siekbed was die een ander moeilike ding wat ons saam moes deurgaan, my pa se dood. Dit was net ek en sy en ons moes mekaar ondersteun. Dit het ons nog nader aan mekaar gebring. Ek is so bang om persoonlike bedankings te doen, want ek wil niemand mis nie, maar ek voel tog ek wil die volgende mense uitlig. En dit kom uit die hart van 'n gesin uit, wat dag en nag by mekaar was, in die huis en ook later in die hospitaal. My gesin, Bok, niemand weet wat jy werklik gedoen het en vir my beteken het nie. Dit sit nie in enige man se beroep om sy skoonma van die vloer af op te tel nie. Konnas, jy het ook nooit gemou om vir ouma kos en kouk aan te dra nie. Ouma was so baie trots op jou, my Boeta. Boeta, dankie dat jy kom kuier het. Eigen dankie dat jy hom gebring het. Dit beteken ook so baie, as jy van Australië af kan kom en sommer net kom sê hallo, ek is hier. Papa se familie, Tannie Rina, jou daaglikse boodskapies het haar vertra. Tannie Magda, die dogtertjies se klere is pragtig. Tannie Elise en JW, die pragtige tafels en nagereg. Tannie Marie, buurvrou, baie dankie. Mamma se familie, Tannie Helene, sy het gelewe om vir julle Sondag geselsies. Frikkie, dat jy al die pad van Australië af kom kuier het, baie dankie. Beteken iets. Joey, my sis, jy was net altyd daar. Jy was nooit nie daar nie. Sy het so uitgesien na julle maandelikse koppie tee. Dankie. My vriendinne Antoinette, Monique, Jolandi, dankie. Gerda, my baas, eintlik die hele versespan. Ek het nie woorde nie, en jou woorde, hoe dan nou? Hoe dan anders? Baie dankie. Michiel, my ou staatmaker, duisende dankies vir elke dag se inloop. Die kos, die blomme, dankie. Dominee Kok, dankie vir die pragtige diens en dat jy selfs vir mamma in Johannesburg kom kuier het. Dit beteken geweldig baie as jy net kom en daar's iemand wat omgee, maar meer as omgee, om sommer net die woord weer te breek en te sê, daar is 'n tyd. Ons kan nie sê wanneer nie, die langslewende sterf partykeer eers, maar dan daar die vrede en die vreugde. Elke liewe persoon wat 'n bydrae gehad het in mamma se lewe en om die dag so spesiaal te maak, baie dankie. Mamma, ek gaan jou ongelooflik mis. Lief jou tot in alle ewigheid. Ek weet jy en papa is gelukkig waar julle nou is. Ons weet nie hoe dit is nie, maar ons weet ons ken mekaar. Maar ons ken mekaar so goed dat die Here alles en in almal word. Ek wil dankie sê ook vir die ander familie wat dalk nie genoem is nie. Wat jy dink, wow, maar soos ons ouer word, vergeet ons ook dinge wat jy gedink het jy gaan sê. Maar ek wil vir julle sê, dankie dat julle hier is vandag. Dit beteken baie. Jesus het geweet, hy gaan Lazarus uit die dood uit opwek. En tog staan daar, hy het uitgeskreeu, dit is wat basies daar staan. Hy was sommer net hartseer, 'n mens mag huil. 'n Mens behoort huil. En Jesus het gehuil. So moenie skaam wees as jy in die dae wat kom, sommer nog weer kom nie. En weer sê, dankie dat daar 'n plek is, dankie dat ek iets kan onthou, dankie vir die vrede van God. Grootste dank kom aan die Here toe, wat hulle gered het, daar die hele gesin. Was eers die jongste, later is Boetie toe gebore en toe word ek nou 'n bietjie ouer. Dankie vir elkeen van julle. Jy weet, wat was jou rol in die lewe van hierdie gesin wat hier voorsit, die lewe van Edzard, ook die grappies en die mooi dinge.
En as iemand sterf, dan is dit wat ons onthou. Maar meer van alles, die Here sê, ons sal nie sterf tot in ewigheid nie. Terwyl ons hier hou, is daar ook vrede en vreugde aan die ander kant. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid, Johnny Willem. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie, Frikkie. Geliefdes, ons gaan die afskeidsgeleentheid nou hier in die kerkgebou doen. Ek gaan vir ons 'n skrifgedeelte lees, en dan gaan ek die afskeidswoorde doen, en dan sluit ek af met 'n gebed. As dit dan klaar is, dan gaan die familie nou geleentheid kry, om hiervoor verby te stap, en 'n rosie te vat, daar langs die kussie te plaas, of blomblare, ons gee eers vir die naby familie kans vir die rosies, en dan die blomblare, en dan, ek dink ons moet dalk maar so daai kant uitstap, hierdie kant het ons nou 'n kamera, so dan, as jy so deurkom, dan stap ons daai kant uit, dan kan ons, hoekom sê jy nee? Ons maak hom oop. Dit is baie maklik. Skryf net die deur oop, knip hom net oop. Goed, so sal jy hom sommer vir ons oopmaak. Dankie, Elise. Goed. Dan stap ons daai kant uit, dan kan jy nou maar weer so omstap, dat jy by die saal, ons moet net reël, hulle kan by die voordeur ingaan. Dan gaan jy by die saal se voordeur in, vir die verversings daarna, asseblief. Goed. Ek gaan vra dat jy staan, asseblief, broers en susters. Ek lees vir ons die bekende gedeelte uit Johannes 14, waar Jesus met sy disippels praat en sê, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom en sien julle hom. Geliefdes, waar ons nou afskeid neem van Annelien Grimbeek, hoef ons nie wanhoopig te wees nie. Want Jesus Christus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir die lewe van Annelien. Ons dankie dat ons as kinders van U, as broers en susters van mekaar, wanneer ons afskeid neem hier, getroos kan word, omdat U ons Vader is, vir ons lief is en ons gered het. En gee dat wanneer hierdie familie hier vandaan verder gaan, hulle trane afgedroog sal word, dat daar in die leë plekke van hulle harte U liefde sal wees, en die sekerheid dat die dood oorwin is. Wil U dan elkeen van ons aan die hand neem, ons veilig teen die boesem koester, ons beskerm en behou vir die ewige lewe. Dit vra ons in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan nou vra dat die kinders na vore kom asseblief, en dat julle die rosies plaas, en dan kan die res van die familie